Ons begin met Epifanie. Wat beteken Godverskyning? En ons gaan so 'n bietjie gesels vandag oor waar beleef jy God? Waar hoor jy God se stem? Waar sien jy God raak? Maar ek wil eers vir ons 'n gebed doen, dat ons kan, soos wat die laaste lied van die voorsang was, spreek Heer, dat U met elkeen van ons sal praat. Dalk hoor jy 'n totale ander boodskap as wat ek gevoel het, ek moes voorberei, maar mag God met elkeen van ons spreek. So kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here, dankie dat U vir ons lief is en dat U vir ons seën met 'n nuwe jaar, 2026. Dankie dat ons kan vashou aan die wete dat U vir ons lief is, dat U vir ons dra, dat U by ons is, en dat U ook soveel genade vir ons het. Ons vra dat U vanoggend werklik hierdie boodskap sal oopmaak vir elkeen van ons, en soos ek ook nou genoem het, ek weet nie wat die mense in hierdie banke, die mense by die huis gaan hoor nie, maar Here, mag U deur hierdie boodskap praat met elkeen van ons, en mag U ons seën met U woord. Asseblief, Here. Amen. Nou, ons lees vanoggend uit Eksodus 15 uit. Nie so bekende teks nie, maar bekende storie. Jy het dit definitief gehoor in kategese of kinderkraans of waar ook al. Maar ek wil hê jy moet vanoggend nou bietjie opnuut weer luister na of kyk na wat geskrywe is hier in die 2020 vertaling. En mag dit jou oë oopmaak vir iets nuuts. Die volk het teenoor Moses gemor en gesê, wat moet ons drink? Hy het na die Here om hulp geroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Moses het dit in die water gegooi en die water het soet geword. Daar het die Here vir hulle vaste voorskrif en 'n bepaling neergelê. Daar het hy hulle getoets. Hy het gesê, as jy noukeurig luister na die stem van die Here, jou God, doen wat reg is in sy oë, aandag gee aan sy gebooie en al sy vaste voorskrifte nakom, dan sal ek nie een van die siektes wat ek op die Egiptenare gelaai het oor jou bring nie. Want ek is die Here wat jou gesond maak. Hierna het hulle by Elim aangekom, waar daar 12 fonteine en 70 dadelpalms was. Hulle het daar langs die waterkamp opgeslaan. Nou duidelik is dit die konteks van na hulle uit Egipte uit is, en hulle kry swaar, hulle is moeilik. Dis, kom ons sê dit nou maar net so, hulle is moeilik. Want is warm, dis stowwerig, dis, ek kleer nou die prentjies 'n bietjie in, dit staan nie daar so in die teks nie, maar is warm, is stowwerig, dis nie lekker nie, daar's nie water om te drink nie, hulle vra vir water. En nou, kom ons sê dit so, nou moan hulle. Ek weet nie hoe jou 2026 gaan lyk nie. Jy weet ook nie hoe jou 2026 gaan lyk nie. Maar daar gaan tye wees wat jy gaan moan, wat jy gaan kla, wat ek gaan moan en ek gaan kla. Waar jy gaan vra, as 'n metafoor nou, waar is die water om te drink? Waar is die sagtheid, die koestering wat ek so na smag van die Here? En dan kom daar ook tye wat jy dalk kan gaan vra, maar waar sien of hoor ek die Here? Nou die skulpie op die skerm, ons almal het dit as kinders gedoen. As jy 'n skulpie in jou oor sit, dan vertel jou ouers of jou oupa en jou ouma sê vir jou, maar jy kan nie see hoor, en dan klink so, en dan hoor jy die see. Nou in Desember tyd, Januarie tyd, nou hoor jy nie regtig die see nie, jy hoor net wind en jy word weggewaai, maar daar's iets mooi daaraan om 'n dooie skulp, 'n stil skulp, by jou oor te sit en net te hoor
jou te verbeel jy hoor die see. Dis omdat jy so 'n bietjie moeite doen as jy die see so wil hoor. Ek het in Pretoria vir 'n deel van my lewe gewoon en dan mis jy die see. Dan doen jy moeite om 'n skulpie teen die oor te sit. Nou wat as jy wil moeite doen om die Here te hoor? Is die Here iemand vir wie jy net kan sê, nou wil ek U hoor en nou moet ek U hoor? Of is die Here iemand vir jou vir wie jy vra in nederigheid op jou knieë, Here, ek wil U hoor? Ek gaan net gou so 'n paar skyfies teruggaan. 'n Godsverskyning. As jy smag na om iets van God te sien, wat doen jy? Bid jy? Raak jy stil? Luister jy na 'n lofprys en aanbiddingsmusiek? Jy sal sien ek hou mos maar van ChatGPT. Ek het ChatGPT gevra om my preek te vat en daai prentjie te skets wat gebaseer is dan op die inhoud daarvan. En ek's mal daaroor dat hy daai hande ook ingesit het met die plantjie wat uitkom, want jy kan iets van God in die natuur ook beleef en groei sien. Wat vir my baie mooi ook was, en dit het ek eintlik nie in die preek gehad nie, maar toe ek die prentjie genereer het, toe besluit ek gaan dit nou inwerk. Julle sal sien daar's 'n boer wat ook na 'n kolossale seker John Deere, ek weet die plaas toerusting ding. Julle is seker boere wat vir my sal kan help om te sê wat dit is, maar vir party boere is dit ook om te sien hoe ek afhanklik is van die Here in my landery, in my crops. Om te moet soebat en smeek vir reën. Maar vir ons is dit in Vishoek miskien nie die realiteit nie. Ons boer nie hier nie. Ek weet nie of hier iemand is wat 'n groentetuin of so het nie, maar vir ons is dit meer in ons alledaagse lewe, by die werk, met jou kinders, met jou familie. Het jy al gevoel of die Here jou nie hoor nie? En is 'n opregte vraag wat ek nou vir julle vra, want ek het al so gevoel. Ek dink meeste van julle, indien nie almal nie, het ook al so gevoel. Was tye wat jy net bid en dink, Here, dit gaan so swaar. Ek het nog nooit gevoel persoonlik dat die Here my ignoreer nie. Maar wat beteken epifanie, Godsverskyning? Wat beteken dit in 'n tyd waar jy voel, hoor U my? Hier is ook 'n ChatGPT foto. Ek's baie trots op myself, julle. Ons het voor die diens ons gepraat en gesê, maar dit is seker die mees majestueuse illustrasie van 'n brandende bos. Ek weet nie hoe daai bosie gelyk wat Moses gesien het toe God aan hom verskyn het nie. Dit was dalk seker maar net so klein ou bossietjie of iets. Maar ek wou daai gebruik het, want ek wens 'n mens kan die Here se stem altyd so hoor, soos hierdie massiewe bos wat brand. Hierdie groot stem wat ego. Hierdie bulderende stem wat vir jou sê, op die naam, Roan, doen dit. Roan, vermy dit. Maar, hier is die snaakse ding. Dis nie die Here wat stil is nie. Dis meeste van die tyd ons wat nie die skulp teen die oor sit nie. Dis meeste van die tyd ons wat te veel luister na ek het nou gepraat van die wind in Vishoek wat so waai, dat jy nie seker kan hoor nie. Dis meeste van die tyd ons wat daai wind hoor. Die verkeer. Die bekleierery. Nie dat julle baie beklei nie hoor, ek sê maar net. Maar dis baie keer ons wat nie reg luister nie.
Hier's 'n teks uit Jesaja uit, en dan gaan ons 'n teks uit Micha uitlees. Dit sê hierso: Ek het my laat raadpleeg deur wie na my nie gevra het nie. Dis interessant. Ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Aan 'n nasie wat my naam nie genoem is nie. Ek het gesê, hier is ek. Hier is ek. En wat vir my baie mooi is van hierdie teks is, dit praat nie namens Jesaja nie. Jesaja skryf dit. Maar let op, hoofletter M vir my, hoofletter M vir my, hoofletter M vir my, naam, hoofletter N, hoofletter E, ek. Dis die Here wat daar praat. Met ander woorde, soos wat ek net ook gesê het, jy weet, God is nie iemand wat ons na toe gaan en net sê, ek moet jou nou hoor, ek moet jou nou hoor, met respek gesê, praat nou met my, praat nou met my. Ons moet ons oor teen daai skulp hou, maar somtyds laat hy hom raadpleeg deur die wat nie eers gevra het nie. Hy laat hom somtyds vind deur die wat hom nie eers gesoek het nie. Hy het gesê, hier is hy. Hier is hy. So my vraag, voordat ek oorgaan na die volgende teks toe, is hoe luister ek en jy na God? Hoe maak ons ore oop en ons oë oop om God raak te sien? Ek weet dit klink nou baie abstrakt, en ons gaan dalk nie eers noodwendig nou 'n antwoord kry nie. Maar daar's tog iets te sê daarvoor dat ons bietjie moet gaan introspeksie doen om te sê, maar wat doen ek om tyd met die Here te spandeer? En ek sê altyd vir die belydensklas en vir die tieners ook, wees net besig met hom. Wees net besig met hom, dis amper hier om is. Wanneer jy so besig is met die Here, iewers gaan jy hom hoor. Want hy praat met jou, selfs al vra jy nie na hom nie. Micha sê, maar ek sal uitsien na die Here. Ek wil wag op die God van my heil. My God sal my hoor. Nou wat snaaks is van om te sê dat die Here sal jou hoor en jy sal die Here hoor, is dit raak nogal moeilik met preek skryf. Ons het nou oor die afgelope 2-3 weke ons 'n magtomdienste gehad. Sondag Kersdienste en dan is weer Sondag en dan sit weer Oujaarsdiens en dan is nou weer hierdie diens. Dus is nogal rof hoor. Om te probeer kreatief wees of so. Maar die punt bly staan om te sê dat Here, ek wil net u woord hoor. En om met hom te praat en te sê, maar Here, hoor my. Ek maak hierdie preek nou oor myself deur nou na preekskryf te verwys nie, maar ek seker in elke liewe een van julle se lewens ook, het julle seker al op een of ander punt gevra, Here, hoor my net. Hoor my hart. Hier's my hart. God het soms bietjie van 'n, en ek sê hierdie met die grootste respek, God het soms bietjie van 'n interessante, snaakse, vreemde manier om sy planne uit te voer. Soms is sy plan om aan jou geloof te werk. Soms is daar so 'n bietjie van 'n stilte, nie voor die storm nie, maar so 'n bietjie van 'n stilte om ons te leer om bietjie fyner te luister. Om bietjie fyner te luister na daai skulpie in die oor. Om by jou te hou en regtig te sê, Here, ek smag na u stem. Ek wil graag hoor, en is nie noodwendig 'n stem soos wat ek nou praat en julle hoor my nou deur julle ore nie. Maar dit kan wees iets soos die plantjie in die agtergrond in die hande met grond
waar jy sien, oh wow, Here, U skep iets nuuts, U laat iets groei. Of soos die gesinnetjie aan die linkerkant, waar daar baie vreugde is, en dan dink jy dalk, wow Here, ek sien iets van U liefde in hierdie gesinnetjie. Ek gaan jou nou onder die bus ingooi. Ons het nou by die deur gepraat en gesê, maar wat 'n beautiful gesin wat hier voor sit. Maar om net te sien hoe julle mekaar koester. En dan te dink, wow, maar dis soos hoe God sy kinders liefhet en bly is. En dan natuurlik met die kruis wat daarin is, daar nie in die agtergrond nie, maar baie prominent aan die bokant, om uiteindelik ook te sê, maar ek wil graag iets van God se teenwoordigheid en sy grootheid sien in die kruis. In dit wat hy gedoen het. En kom ons sê net vir mekaar, ons kyk nooit vas aan die kruis nie. Ons kyk altyd na wat die kruis voor staan. Die kruis staan vir liefde, staan vir genade, nederigheid en opoffering. So my laaste vraag, hier is die laaste skuifie, maar my laaste vraag aan julle is, wat ek eintlik van net nou herhaal, waar sien jy vir God raak? Waar moet jy moeite doen om die Here te gaan soek? Want ons almal het huiswerk. Ons almal moet dit gaan doen. Ek wil vir 'n paar oomblikke net gou geleentheid gee vir skuldbelydenis as stil refleksie. En dis nie om jou te laat skuldig voel nie. Dis nie om ons nou neer te druk en te laat voel, maar ons is terrible Christene en ons moet nou so voeg. Ons moet net 'n oomblik neem ook waar ons vir die Here sê, ek is jammer vir die tye wat ek nie 'n skulp teen my oor sit om U te hoor nie. Ek is jammer vir dit wat ek dalk verkeerd doen. Ek het nou juis afgekyk, want ek wil na niemand spesifiek kyk nie, want nou dink jy ek praat met iemand spesifiek. Kom ons neem so 'n paar oomblikke en dan sal ek vir ons die genade verkondiging lees en dan sal ek vir ons bid.